Skrifgedeelte is vanoggend uit 1 Tessalonisense, hoofstuk 5, vanaf vers 12 tot 25. Die tema kom uit die Bybel uit, en die tema vanoggend is blus die gees nie uit nie. Maar net soos jy daar sit, kom ons raak rustig voor die Here. O diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God, hoe ondeurgrondelik is sy oordeele, hoe onnaspeurlik sy weë. Wie ken die bedoeling van die Here? Wie gee hom raad? Wie bewys hom 'n guns sodat hy verplig is om iets terug te doen? Want uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. Aan hom behoort die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. 1 Tessalonisense 5, die van julle wat nie weet waar dit is nie, dis in die Nuwe Testament. Dit is die 2 briewe net voor die boek Timoteus. Ek dink net voor hom is Filippense en Kolossense. Ek kan onthou toe ek jong was, het ek altyd gestoei, want ek het altyd die goed se volgorde omgeruil. En toe ons geswat het, was daar op 'n stadium in die Nuwe Testament wat ons hierdie goed so uit jou kop uit moes ken. En van die boeke se strukture moes ons ook ken, wat nogal 'n mondvol is om te leer en om in jou kop te kry. Maar voor ek vir ons lees uit die brief van Tessalonisense, kom ons maak ons oë toe. Here, dankie dat ek weet U is werklik teenwoordig vanoggend hier, ook omdat U in U kinders is. Wil U nie vanoggend vir ons deur die Gees, Here, hierdie woord, hierdie kosbare woord, om oopmaak, ons harte kom vul met U woord, Here. Gee dat ons ook U woord sal doen en sal leef, gehoorsaam sal wees aan U woord. Dankie daarvoor, Here. Dankie vir hulle wat hier is. Ek wil ook om bid, Here, dat U vanoggend werklik waar, nie net hier in Brenters nie, maar hulle wat die woord elders ook sal hoor, mag seën. En maak ons weerbare manne en vroue in die geloof, standvastig en gewortel in U, en dat ons daarby sal bly, in die kosbare naam van Jesus, die Messias. Amen. Vers 12. Broers, kan ook sê susters, ons vra julle, erken die mense wat so hard onder julle werk, en julle in opdrag van die Here lei en teregwys. Betoon in liefde die hoogste agting aan hulle, ter wille van hulle werk, leef in vrede met mekaar. Ons druk julle dit op die hart, broers, susters. Wys die leegleers onder julle tereg, praat die kleinmoediges moed in, help die swakkes, wees met almal geduldig, sorg dat niemand 'n ander mens kwaad vir kwaad vergeld nie. Beywer julle liewer altyd vir die belange van julle medegelowiges en van alle mense. Wees altyd bly, bid gedurig. Wees in alle omstandighede dankbaar, want dit is wat God in Christus Jesus van julle verwag. Moenie die Heilige Gees teenstaan nie. Moenie uitsprake van die wat die boodskap van God verkondig gering skat nie, maar toets dit alles, behou wat goed is, en bly weg van alles wat sleg is. Mag God wat vrede gee, julle volkome aan hom toegewyd maak, en julle geheel en al na gees, siel en liggaam so bewaar, dat julle onberustig sal wees wanneer ons Here Jesus Christus weerkom. Hy sal dit ook doen, want hy wat julle roep is getrou. Broers, susters, bid ook vir ons. Tot sover.
Thessalonika, 'n stad in antieke tye. 'n Stad wat deur koning Philip van die Grieke gestig was, en hy het dit ook self vergroot, of laat vergroot. Hy was dan ook die vader van die bekende Alexander die Grote, 'n hawe stad, 'n stad wat later deur Turke verower was tot in daardie tyd. Stad met die naam van Salonika, 'n stad waar handel en geld volop was. Stad wat nie baie goeie sedes en waardes gehad het nie, en dit was ook 'n stad waar matrose gereeld kom besoek aflê. So ons kan aflei daaruit dat Thessalonika 'n redelike goddelose stad was. Hierdie stad het ook uit ander verskillende nasies bestaan, onder andere die Griekeland, want Thessalonika of Salonika lê so in die noorde van Griekeland. Daar was ook Romeine, Jode en dan nog ander nasies wat in daardie Bybelse tyd daar geleef het. Paulus het min of meer Thessalonika besoek in 52-53 na Christus. Ons lees daarvan in die boek Handelinge. En Silas, Lukas en Timoteus, of die jonge Timoteus, het hom vergesel. Nou lees ons in die begin van hierdie brief dat vir 3 sabbate het Paulus met die Jode in die sinagoge gaan praat. Hy het die evangelie aan hulle gebring, hy het die skrifte vir hulle gewys, hoe die Christus moes kom, hoe die Christus moes ly. En in hierdie 3 sabbate het daar ook Grieksprekende Jode tot bekering gekom, en die Jode is in Thessalonika ook maar in die minderheid gewees. Hierdie brief was ook een van die eerste briewe wat Paulus geskryf het. Hy skryf hierdie brief aan 'n gemeente wat jonk was, rein van hart en van lewe, getrou aan die evangelie, 'n voortvarende gemeente, 'n gemeente wie se geloof gewerk het, in liefde gearbeid en 'n hoop gehad het op die koms van Christus. Ek dink dis ook in hierdie brief waar Paulus die woord Maranatha gebruik, die enigste plek waar die woord voorkom. En in hierdie kort agtergrond van die stad, die Bybelse stad Thessalonika, skryf Paulus hierdie brief aan die gemeente in Thessalonika. En nes al die ander briewe het dit gegaan rondom geloofsake, probleme en vraagstukke wat in die gemeente ontstaan het. En daarom het Paulus hierdie briewe geskryf. So terloops, meeste van al sy briewe gaan rondom dinge wat gebeur het in 'n gemeente, en net so is prediking ook rondom dinge in die woord nie in die eerste plek, maar dinge wat ook in die gemeente gebeur, of dinge wat 'n mens hoor, wat die Here op 'n mens se hart lê. En dan vanoggend se tema, blus die Gees nie uit nie. 'n Tema wat net so uit die ou vertaling uitkom. En in die nuwe vertaling het ek dit vir julle gelees, staan daar, moenie die Gees teenstaan nie. Nou beide gevalle in die vertalings het goeie meriete, terwyl baie van die Engelse vertalings meer die woord quench gebruik, en dit is tog maar blus. Ek staan dus vanoggend by die tema wat uit die ou vertaling uitkom, blus die Gees nie uit nie. Want ons weet in die Bybel, en ons sien dit redelik aan die begin van die boek Handelinge, dat die Heilige Gees, toe hy oor die gelowiges gekom het, soos 4 tonge wat oor hulle gekom het, of op hulle gaan sit het. Met ander woorde, die Gees van God word in Handelinge soos 'n vuur wat brand vergelyk. En net so gebruik Paulus dan ook in hierdie brief in Thessalonika dieselfde, moenie die vuur blus nie.
Nou, ons weet, 'n vuur word geassosieer met dit, 'n vuur wat onder beheer is, 'n vuur bring geselligheid onder mekaar, en mense geniet dit rondom 'n vuur te kuier. Paulus gebruik baie sterk terme hier, vuur en blus. En in hierdie konteks staan die terme teenoor mekaar. Met ander woorde, Paulus wil hier iets skets. Paulus wil hier iets vir die gemeente kom oordra. Nou die nuwe vertaling, soos ek gesê het, gebruik moenie die gees teenstaan nie, kan ook goed werk, maar hier word gewys op teenstand, terwyl die teks iets baie sterkers oordra, want julle weet, as daardie kampvuur lekker brand, en ons geniet dit, en iemand sou water of sand gebruik, om daardie vuur mee dood te gooi, dan sou dit mos nou doodgaan. En sodra mens daardie vuur geblus het, is daar 'n koue, 'n doodsheid. Die vuur wat die mense getrek het, is daar nie meer nie. As julle vanoggend hoor, Paulus wil iets sterks voordra. Dis hoekom hy hierdie sterk terme gebruik. Net so skielik as wat daardie vuur doodgemaak word, net so skielik kan die werking van God se lewe in ons lewens geblus word. En dan tree hardnekkigheid en hardheid van hart in. En Paulus waarsku sterk daarteen. Daarom verkies ek die vertaling hierso, naamlik die ou vertaling. In ons teksgedeelte begin Paulus met hulle wie die Here geroep het. Hulle wie hy geroep het om die woord te bring, met ander woorde dominees, pastore en predikers, dat ons as gelowiges sal erken dat God hulle geroep het, in die eerste plek nie wie hulle is nie, maar terwille van die werk van die evangelie. Met ander woorde, nie menslike verering nie, maar God wat werk deur sy gees onder sy kinders, en daarom bring dit vrug in gelowiges se lewens. Gelowiges groei in die geloof. Dit is die doel waarom die Here iemand geroep het. Dit gaan nie oor die persoon nie, dit gaan oor die werk. Dat die gelowiges opgebou, gevoed, gekastei, gestraf, berus sal word in die geloof, sodat ek en jy aan die einde van die dag in ons geloof kan groei tot volwassenheid. Daardie erkentenis behels dat deur die prediking God vir my en vir jou bemoedig. Soos ek sê, God berisp ons. Die Here spreek ons daaraan. Die Here herinner ons. Die Here bou ons op deur die prediking, en daar's nog vele meer wat God se woord deur die prediking in gelowiges se lewe doen. Met ander woorde, ek erken dat God deur die leraar werk. Natuurlik moet so 'n leraar wat belangrik is, 'n verhouding hê met die lewende God. Met God wandel, die waarheid verkondig, nie kompromie maak met die waarheid nie. Paulus skryf daarvan in die tweede brief in hoofstuk 4, wat hy vir Timoteus gesê het, hulle sal vir hulle leraar soek, wat hulle ore sal stree. Dis in kort waaroor dit gaan. Dis, as die prediker deur die Here geroep is, kind van God is, en praat met my deur hom, en ek kom in opstand daarteen, dan kan ek as kind van God die Gees wat in my woon bedroef. Met ander woorde, ek kan God se Gees se werking in my uitblus. Ek kan dit binne myself koud en kil maak. Met ander woorde,
as die Here deur die prediker met my praat, dan moet ek agslaan op wat die Here vir my sê. Dan skryf hy verder, hou vrede onder mekaar. As daar nie vrede is onder medegelowiges in die kerk nie, dan kan ons as gelowiges of as 'n kerk van die Here Jesus, kan ons die werking van God se Gees verhinder. Ek wil eintlik sê, dan bedroef ons die Gees van God, as ons nie onder mekaar vrede het nie. Dat daar nie eenheid is onder ons as gelowiges nie. En as daar nie eenheid onder ons as gelowiges is nie, dan bedroef ons God se Gees in ons lewens. En wat eintlik dan gebeur in die lewe van die kerk, is dat die werking van God se Gees kan nie voortgaan nie, want die kerk bedroef God se Gees. En as hy die vrede onder gelowiges gaan breek, praat ek van Satan self. Dis een van die dinge wat die duiwel baie graag doen, is om oneenigheid tussen gelowiges, nie eens tussen die wêreld nie, maar tussen gelowiges te bring. Dan, as daar nie vrede is onder mekaar nie, dan breek hy die kerk af. En dis vir my eintlik die groot hartseer daarvan. Dis hoekom Paulus sê, hou vrede onder mekaar. Ons moet nie plek gee vir die duiwel in ons lewens nie. Ons moet nie plek gee vir die duiwel in die lewe van die kerk nie, in die bediening van die kerk nie. Ons moet nie toelaat dat die die duiwel ons gebruik om God se Gees in ons geestelike lewe te blus nie. Hy hoef dit nie eens self te doen nie, hy gebruik net gelowiges onder mekaar. Die duiwel gebruik ons as gelowiges onder mekaar. Vers 14. Vermaan die onordelikes, wys die leegleers tereg, hulle wat ongehoorsaam is aan God se woord, hulle wat leeg lê in hulle roeping as kind van God, hulle wat leeg lê in hulle verantwoordelikheid in die lewe, nie bou aan God se koninkryk nie, want dit is juis hulle wat die vrede versteur onder medegelowiges. Ek dink is baie keer so, dis so op die skeidslyn. Dis so maklik vir die duiwel of vir my of vir jou te gebruik om nie vrede onder ons te hê nie. Om nie vrede tussen ons te wil hê nie, want as daar vrede tussen ons is, as daar werksaamheid en vrede onder mekaar is, dan kan hy die Gees in ons lewens nie uitblus nie. Want dan staan ons as die liggaam van Christus om die evangelie uit te dra. Bemoedig hulle met wat kleinmoedig is. Met ander woorde, hulle wat nog swak in die geloof is, hulle wat deur geloofskrisisse gaan, hulle wat dalk op moed verloor se vlakte sit, dalk het die lewe te veel geword, en ons moet daar vir mekaar wees, ons moet mekaar bystaan. En as ons nie vrede onder mekaar het nie, gaan ons mekaar se behoeftes en se tekortkominge, en se hartseer, en se pyn, en se lyding nie ken nie. En daar gaan eintlik dan selfsug onder ons wees. Geliefdes, kinders van die Here, hierdie soort van dinge moet onder my en onder jou nie wees nie. Want hierdie dingetjies is dingetjies wat God se Gees bedroef. Dit maak God se Gees droewig in ons lewens as ons so teenoor mekaar is. Daarom is ons as gemeente Brenters ook deel van die liggaam van Christus Jesus. Dis hoekom daar 'n liggaam is.
Want ek kan nie sonder een van julle nie een van julle kan sonder mekaar in hierdie geestelike lewe nie. Ons het mekaar so nodig. Ons het mekaar se bystand en mekaar se gebede. As een droewig is om saam te huil, as een blydskap het, saam bly te wees. Die liggaam van Christus het mekaar nodig. En as die liggaam van Christus hierdie dinge nie doen nie, dan maak ons God se gees droewig in ons lewens. Ons bedroef God se gees. Wees ondersteunend vir hulle wat nog swak is in die geloof, deur vir hulle te leef as voorbeeld. Met ander woorde, dis nie net die dominee wat moet leef as voorbeeld nie. Dis elkeen wat 'n belyde kind van God is, wat in jou lewe en jou wandelswyse 'n voorbeeld moet wees ter wille van hulle wat swak in die geloof is, selfs vir hulle wat nog buite die geloof staan. Te wys, ek en jy moet wys in ons lewens, hoe moet ons lyk? En as ek gesondig het, is daar ook een, soos Paulus in een van sy briewe skryf, het ons 'n voorspraak, of is Johannes in een van sy briewe, naamlik Jesus Christus by die Vader. Wees lankmoedig teenoor almal. Ek het nou so tyd gelede daaroor gepreek. Selfs hulle wat nog ongered is. Wees lankmoedig teenoor hulle wat selfs nog in die wêreld is. Weet jy hoekom moet jy lankmoedig wees? Want jy was ook eens op 'n tyd dalk daar gewees. Jy was ook selfs eens op 'n tyd nog ongered gewees. Juist daarom moet lankmoedigheid in my en jou as kind van God elke dag meer en meer kan toeneem. Met ander woorde, lankmoedigheid is eintlik God se liefde in ons harte uitgestort. Dis wat lankmoedigheid is, God se liefde in my en jou hart uitgestort. Met ander woorde, God se liefde moet toeneem in ons lewens, sodat die lankmoedigheid ook kan toeneem. Dit is wanneer jy volwasse geraak het in jou geloof, waar jy die verskil sien, en wanneer jy iemand wat swak in die geloof is, kan bystaan. Ek wil julle vanoggend vra, kinders van die Here, en ek het dit al baie gevra, en ek gaan dit vanoggend weer vra, het jy 'n hart vir mense wat verlore gaan? Weet jy werklik waar die Here se hart vir mense wat verlore gaan? God se hart, toe sy seun daar aan die kruis gehang het. As jy sukkel daarmee, moet jy vir die Here vra om sy hart aan jou te openbaar. Sy liefde wat hy vir jou gegee het as kind, om daardie liefde wat hy het, ook in jou hart te openbaar en te volbring. 'n Realiteit in ons lewens te maak. Moenie kwaad met kwaad vergeld nie. Dis asof kinders van God hulle self hierdie reg toeëien om veral hulle wat teenoor my gesondig het, nie te vergewe nie. Ek gaan nie vanoggend uitbrei oor onvergewensgesindheid nie. Ek het al baie daaroor gepraat. Ek wil jou vanoggend sê, ek dink dis een van die dinge wat die Gees van God se werking in jou lewens blus. Dis onvergewensgesindheid. Alles hierdie blus die Gees van God uit. Dit verhoed die Gees se werking in en deur my. Dit bedroef God se Gees in my lewe. Ek wil eintlik sê, dit is eintlik, as ons as gelowiges op daardie punt in ons lewens kom, ek dink dit is
wanneer God se gees hom van sy kinders en van sy kerk onttrek. Dit is wanneer 'n kerk hard en koud en kil geword het. En net God kan deur sy gees daardie dinge kom herstel. Ek en jy het genade. Ons wat sy kinders is. Ons kan leef vanuit daardie genade. Ons het 'n genade troon om na toe te gaan. Ons kan na die Here toe gaan. Daar in my binnekamer, in my stilte kamer, die aangesig van die Here gaan soek. En gaan vra, wat is fout? Ek het laasweek, ek het dit nie regtig op die groepe geshare nie, want dit was vir my nogal oorweldigend geweest. Iemand wat ek van Pietermaritzburg ken, toe my pa daar in die gemeente was. In die videoklip is verskeie predikers, oud predikers wat nie meer leef, maar wat preek oor herlewing. En dit het my diep bedroef, om nie net na die kerk se lewe te kyk nie, maar na my eie lewe. En te vra, Here, as kind van God, het ek sy gees wat in my woon, die woord leer dit. Maar die woord leer vir my ook, dat ek die gees van God kan bedroef. Dat ek sy werking in my lewe kan uitblus. Dat ek eintlik wil sê, jy is 'n struikelblok in die werking van God se gees. Die een oom het iets so waar gesê, en die Here Jesus gebruik die voorbeeld van as die koringkorrel in die grond nie val en sterf, kan dit nie vrug dra nie. Only a dead man in Christ can bring glory to God. Om aan myself te sterf, om al meer en meer oorgegee te word aan God, aan die wil van God. Soek en bewerk altyd die goeie. Paulus skryf, ek het die minste geword, sodat hulle tot geloof in Christus Jesus kan kom. En dan dink ek in die boek van Richard Wurmbrand, wat terwille van sy geloof vervolg was, wat vertel het van die ongelooflike liefde wat hulle gehad het, selfs vir hulle wat hulle vervolg het, en selfs vir hulle wat hulle geliefdes doodgemaak het, terwille van die geloof. My en jou vleeslikheid bedroef God se gees. My en jou vleeslikheid kan nie vrug dra nie, kan nie vrug oplewer nie. Dit is eintlik onmoontlik om vrug te dra. Paulus skryf dit, ons lees dit in baie van sy briewe. Ek dink die bekendste een is in Korintiërs, wat hy in die tweede brief wat hy vir Korinte geskryf het, hy gesê het, en julle het my al baie hoor sê, ek het met die hoop na julle toe teruggekom, vir julle gesê, ek wil vir julle diep dinge bring, ek wil vir julle die woord meer kom uitbring, maar nou kom ek na julle toe, en nog steeds moet ek vir julle melkies gee, want julle is nog babietjies in die geloof. Ek wil vir jou vanoggend sê, kind van God, as jy die Here gaan vra, ek het julle al gesê, die Here, elke kind van God kry sy liefde, die agape liefde. Maar ons ontbreek in ons geestelike lewe aan God se liefde wat hy het vir verlore sondaars. En as jy die Here gaan vra om sy hart vir 'n verlore gaande wêreld te gee, gaan daar baie dinge in jou lewe gebeur. Gaan die Here vir jou nog eintlik nader trek aan hom, nader trek aan sy hart. Ek lê baie klem op hierdie ding, want ek glo met my hele hart, dis God se hart. God se hart is aan die kruis. Dis waar God se hart is vir mense. En ek het al gesê, as die koringkorrel in die grond nie val en sterf aan myself nie,
gaan daardie koringkorreltjie gaan nie vrug dra nie. Daardie koringkorrel gaan nie vir God se naam eer aandoen nie. Wees altyd bly, bid sonder ophou. Julle as kind van God, hoe gou kan ons omstandighede, weet julle, ons omstandighede kan ons so gou knielter. As die Here net so 'n ou klein moeilike dingetjie in ons pad bring, dan sit ons so op moedverloorse vlakte. Dan kom die duiwel en hy kom steel eintlik ons vreugde in die Here. Die duiwel hou daarvan om kinders van God mismoedig te maak. Die Here gee omstandighede, die Here bewerk hierdie dinge, maar hierdie dinge is om vir my en vir jou nader na hom toe te trek, nader na hom en na sy hart toe. En ek weet, hierdie swaar kry in die geloof is dit nie lekker nie. Maar dis een ding, God is op pad met jou, sy kind. Hy is besig met jou en hy bou in jou karakter. Hoekom? Om jou meer en meer soos Jesus te laat lyk. As jy die ewigheid in jou het, gaan God bou aan jou karakter, want jy moet reg wees as hy jou kom haal. Bid sonder ophou. En dit is juis daardie moeilike omstandighede wanneer ek en jy leer om op ons knieë te gaan, om die Here se aangesig te soek, om nader na hom toe te kom, want wanneer die krisis so groot is, dat dit vir my en vir jou geen ander uitweg laat nie. Ek dink baie keer is ons as gelowiges so, daar's altyd, as A gebeur is daar 'n plan B, as C gebeur is daar 'n plan D, tot ons gekom het by Z, die einde van al die plannetjies maak, dat niks meer werk nie. Dat die enigste uitweg is om na God toe te gaan. Jakobus skryf mos in Jakobus 4 vers 8, nader tot my en ek sal tot jou nader. En die Here gebruik omstandighede in my en jou lewe om ons nader na hom toe te trek. Om op daardie punt te kom en te besef, maar ek kan nie anders nie, ek kan net na die Here toe. Wees altyd dankbaar. Hoe sê die spreekwoord? Daardie een klaar met die witbrood onder die arm. Ons het swaar kry. Daar gebeur dinge met hulle. Ek kan onthou, toe ek my skripsie geskryf het, toe ek my honeursgraad gedoen het. Die Here, ek het dit al op 'n tyd vertel, toe die Here vir ons vir 'n paar maande in 'n oud huisie met 4 mure as gesin ingedruk het, toe ek nie aan die buitekant van die draad gestaan het, maar toe ek aan die binnekant van die draad gestaan het nie. Toe ek aan die binnekant gestaan het. En toe die Here vir my gewys het en om te verstaan wat dit werklik is. Jy gaan nie verstaan as die Here jou nie aan die binnekant van die draad gesit het nie. As die Here jou nie deur daardie dinge gesit het nie. As die Here jou nie dinge oor jou pad laat kom het om jou van binne af te verander. Wees altyd dankbaar. En hoe maklik kan ek en jy kla of murmureer oor omstandighede? Ek wil eintlik oor hierdie woord murmureer iets sê. Ons sien dit baie in die eerste 5 boeke in die Ou Testament. Toe die Here Israel van slawerny bevry het, toe hulle in die woestyn getrek het, hulle moes eintlik 'n kort ruk daar gewees het, want ek dink dit was omtrent 6 maande tot 1 jaar, so as hulle aan die grens gewees, om die beloofde land ingegaan het, toe weet ons, hulle het nie geglo nie, en dat God hulle sou verlos nie. Maar dan lees ons
in hierdie boeke wat Moses geskryf daarna staan, en die volk het gemurmureer. Murmureer is eintlik wanneer ons so kla, is wanneer God voorheen in my lewe al voorsien het, ek het gesien wat die Here in my lewe kan doen, dan gebeur daar nog iets, dan murmureer ons, omdat daar weer iets in my lewe gebeur, en dan staan daar, en die Here het kwaad geword vir Israel. Murmureer is eintlik om te sê, ek glo nie en ek vertrou nie. Dis eintlik om die Here in sy gesig te vat. Paulus, Silas, toe hulle in die tronk opgesluit was, ek kan nie onthou wat se stad was dit nie gewees nie, die boeie, hulle hande en voete in die boeie was, hulle geslaan was, in die tronk op die koue vloer gelê, tog het Paulus en Silas God verheerlik en het hulle gesing, en ons julle weet wat daar in die boek Handelinge gebeur het. God het dit so gewillig, God willig goed in my en jou lewe, net soos wat hy in Paulus se lewe dit gewillig het, sodat ek en jy God kan, moet en mag verheerlik in ons omstandighede en in ons swaar kry. Ek kan net vra en bid vir genade in my lewe. Daarom is die gemeenskap met gelowiges so belangrik. Ek en jy het mekaar nodig om mekaar se laste te dra. Al hierdie dinge kan God se Gees blus. Al hierdie dingetjies kan God se Gees in my en in jou lewe bedroef. Verag die profeseë nie. Ek gaan nie vanoggend te veel daaroor uitsê nie, behalwe om te sê, in terme van 'n profeet kyk ek in terme van die Ou Testament. Maar ek glo, veral in die tyd wat ons leef, is dat profeseë soos in daardie tyd nie meer funksioneer in ons dag nie. Daai gedeeltes bestaan nie meer nie, want ek en jy het God se woord volkome en volledig. Beproef alle dinge, behou die goeie. Onthou julle van elke vorm van kwaad. Dan dink ek aan Prediker 11, toe hy gesê het vir die jong mens, geniet jou lewe, beproef al hierdie dinge, en dan lees die jong mense gewoonlik nie die volgende vers as hy skryf en sê, maar onthou dat jy onder die gerig sal, dat God jou onder gerig sal plaas oor dit wat jy beproef het. Met ander woorde, wat sê die woord eintlik? Doen net die goeie, beproef net die goeie, nie die verkeerde dinge nie. Onthou julle daarvan, want ek en jy sal in ons geestelike lewe rekenskap gee hiervan. En ek en jy leer God se wil in sy woord en deur gebed. Tyd saam met die Here te spandeer. Paulus skryf in Romeine 12:1 en 2, moenie aan hierdie wêreld gelykvormig word nie, maar laat julle denke vernuwe word deur Christus Jesus. Dis al hoe jy vrug gaan dra, dis al hoe jy die goeie gaan bou, dis al hoe jy van binne af blymoedig gaan word, is om van jongs af die wil van God vir jou lewe te soek. Van jongs af, as die roeping kom, te antwoord op God se stem. Verse 23 en 24, die bewys van kindskap in Christus Jesus. Die werk wat hy deur die wedergeboorte in jou begin het, sal hy volbring. En hierin lê vir my ook 'n waarskuwing. As daar nie in my lewe vrug is nie, dan ontbreek God se Gees in my lewe. Dan is ek nog nie die eiendom van God nie. Die Here sê in sy woord, terwyl die genade tyd daar is, roep hom aan, terwyl die genade nog daar is. Want ek en jy as kind van God,
kan nie sonder hom vrug dra nie. Jesus het dit in die evangelie van Johannes gesê het, wat hy vir hulle gesê het, sonder my kan julle niks doen nie. Ons is afhanklik van hom. Paulus skryf, bid vir ons ook. Bid vir hulle, veral wat die woord suiwer bring, maar bid ook vir hulle wat op kansel staan, wat dalk nog nie self die Here ken nie, dat daardie een tot geloof kan kom. Want dink nou net wat so 'n een in 'n gemeente kan wees en kan beteken. Amen. Kom ons buig ons hoofde. Here, U woord is kosbaar. En Here, ek weet U het vanoggend met my en met hulle wat geluister het na hierdie kosbare woord wat Paulus vir ons in die brief aan die gemeente in Thessalonika geskryf het. 'n Waarskuwing in goddelike liefde dat ons moet oppas en kyk hoe ons lewens as U kinders inrig, maar ook hoe ons lewens leef, Here, sodat ons U Gees nie sal bedroef, dat ons die werking van U in ons lewens nie sal uitblus nie, maar dat dit ons nader ons aan U beweeg, dat ons meer en meer gelykvormig sal word aan U seun. Dankie Here dat U in U woord beloof het, hulle wat U kinders is, dat deur die werk wat U deur die wedergeboorte in elkeen se lewe begin het, dat U dit sal volbring, dat U dit sal volëindig, dat U die beginner en die volëinder is van ons geloof, soos Paulus in Romeine skryf. Dankie daarvoor, Here. Here, dat ons as kerk van die Here Jesus sal waak in ons geestelike lewe om U, o Gees van God, nie te bedroef nie, maar altyd U soeklig in ons harte en ons lewens sal plaas, altyd attent daarop sal wees om U nie te bedroef nie, maar om 'n koringkorrel te wees wat in die grond geval het en gesterf het, sodat ons kan vrug dra tot eer en verheerliking van U alleen. Here, want alles draai rondom U. Dis my gebed vanoggend vir almal wat hier sit en hulle wat na die woord luister. En dankie Here dat ek ook kan bid vir hulle wat siek is, hulle wat swaar kry, hulle wat deur pyn en lyding gaan, hulle wat deur krisisse in hulle lewens gaan, dinge wat U in hulle lewens bewerk het, Here, trek vir hulle elkeen nader na U toe. Dankie dat U God is en nie 'n mens nie, en dat U lankmoedig, geduldig, genadig is met U kinders. Dit is my gebed vir almal wat hier so teenwoordig. En dat U daardie lankmoedigheid wat U vir my het, ook weer in ons harte meer en meer sal maak, sodat ons lankmoedig sal wees teenoor hulle wat swak in die geloof is, maar ook vir hulle wat nog verlore is. Dis my gebed ook, Here, dat U vanoggend vir ons ook U hart sal gee, toe U seun daar aan die kruis gehang het vir 'n verlore gaande wêreld. Dankie dat ek dit vanoggend van U mag vra, in die kosbare naam van ons Vader, die Seun en die Gees, in Jesus naam. Amen.